Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is vir my heerlik om vanoggend weer hier saam met u te wees. Ons het vanoggend weer die geleentheid om 'n kindererediens te hê. Nou, ek dink julle gaan dit baie geniet. Ek dink dit gaan vir julle baie lekker wees vanoggend om hierdie boodskap te hoor. Maar ek wil sommer dadelik sê, ek dink vir al ons groot mense of die wat dink hulle is groot mense, vir julle is hierdie boodskap net so belangrik. Ek dink nie, toe ek hierdie diens voorberei het, was dit vir my so lekker om hierdie boodskap op hierdie manier te hoor. Ek dink julle gaan net soveel waarde daaruit vind, soos wat die kinders daarin gaan vind. So asseblief, luister aandagtig en neem deel. Dit is altyd 'n lekker geleentheid om die Here se woord so te hoor. Terwyl ons dit doen, geliefdes, kom ons begin vanoggend en dan open ons net en ons dink aan die wat swaar kry. Wanneer ons by mekaar kom elke Sondag, dan bid ons vir die mense wat swaar kry, wat hartseer is en wat ly. Ons dink veral aan Tannie Anna Botma, oom Gerrit Koekemoer, Willa Rademeier, Cor en Susan Swanepoel, oom Willie de Beer, Tannie Henkie Fourie en dan ook oom Tannie Frikkie van Staden en natuurlik oom Gert Kreer. En oom Willa, het ek gehoor, hy gaan nou donderdag in vir die hartklep vervanging wat hy ook die operasie wat hy moet doen. So Willa, ons sê vir jou ook baie sterkte vir hierdie week wat vir jou voorlê. Ons bid vir jou en dink aan jou. Geliefdes, kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons vir hierdie mense. Hemelse Vader en Heilige God, Here, ons bid tot U en vra vir U vir ondersteuning, vir leiding en vir krag, Here. Here, ons weet dat ons is maar swak, feilbare mense en ons is daarom, Here, maar niks sonder U nie. Ons weet, Here, dat ons het U nodig, daarom bid ons en vra ons, Here, maak ons gesond, help ons, Here, want sonder U is ons niks, maar met U, Here, kan ons enige iets vermag. Geen siekte en selfs nie eers die dood is groter as U nie. En daarom weet ons, as ons by U kom klop, dan maak U altyd oop. As U U hand uitsteek en ons dit neem, dan sal U ons tot hoogtes neem wat ons nie geken het nie. Dankie daarvoor, Here. Ek bid dit so in U naam alleen. Amen. Kom ons groet die Here, geliefdes, vanoggend. Kom ons groet hom met 'n blye hart. Ons sing saam uit Vonk 581. Dit is glad nie onbekend vir julle, en dis die ou ek is bly ek ken vir Jesus, maar hierdie keer in plaas van een versie is daar 2 versies. So kom ons sing hierdie pragtige lied ook saam. Geliefde kinders van God, so sê die Here, ons verlosser en redder. Dit verseker ek julle. Wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Geliefdes,
Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en ook so die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Amper kry daar 'n parametjie af. Geliefdes, kom ons sing tot lof van die Here. Die Here het ons gegroet. Is dit nie lekker as die Here ons groet nie? Kom ons antwoord en ons loof hom daarvoor. En ons sing saam uit lied 547. Ons sing vers 1 en vers 3. Alle volke, klap julle hande. Geliefde kinders, vanoggend moet ons besef dat ons sonde doen. Sonde is deel van almal se lewe. Want die Here gee vir ons 'n wet. 'n Wet is iets wat ons almal moet nakom. Ons moet weet dat die Here van ons sekere dinge verwag. En as ons dit nie nakom nie, dan kan hy ons straf. Dit is wat 'n wet tog is. En so, ons hoor hierdie wet by Jesus in Markus 12. Maar hierdie wet is baie belangrik. Hoor mooi wat sê Jesus. 'n Skrifgeleerde, 'n slim oom, sê nou maar een of ander, in daardie tyd was hy soos 'n dominee, het na Jesus toe gekom en gevra, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus het hom geantwoord, die eerste is, luister Israel, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en jou hele verstand. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Dit is in hierdie gebooie waar ons weet wat die Here van ons vra. En daarom weet ons kry dit nie altyd reg nie. Wanneer ons van die Here vergeet, of wanneer ons sonde doen, dan weet ons wys nie altyd liefde vir God nie. Wanneer ons ander mense sleg behandel en lelik is met ander, dan is ons nie ons naaste lief nie. So ons moet erken dat ons is skuldig, en ons moet erken dat as ons nie vir mekaar lief is nie, dan doen ons sonde. So kom ons erken dit deur om te sing. Ons sing uit lied 530, ons sing vers 1, praat ek mense engletale. Liefde kinders van die Here, ons doen sonde, en ons het dit nou ook erken. Maar die Here beloof ons, as ons net in hom glo,
As ons net in hom glo, dan vergewe hy ons. Is dit nie wonderlik nie? Deur die kruis van Jesus weet ons dat ons is vrygespreek. Ons hoor hier van in 1 Johannes 2 vers 1. Hy sê vir ons, en as een van ons sondig, het ons Jesus Christus die regverdige as ons voorspraak by die Vader. Dit beteken dat wanneer ons sonde doen, dan kom Jesus en hy kom help ons. Hy gaan na die Vader toe en sê, hierdie kind van die Here behoort aan my. Is dit nie lekker nie? Daarom, geliefdes, daarom moet ons geloof bely en erken dat ons in hom glo. So kom ons bely ons geloof voor die Here. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons geloof bely het, weet ons Jesus maak ons vry. Ons weet Jesus het ons lief. Daarom gaan ons ook saam sing. Ons sing vanoggend vonk 48, Jesus het my lief. Voordat ons hierdie lied sing, geliefdes, wil ek net so kort verduideliking gee. So oom Johannes oom vir my na die lied toe kan gaan. Nou wil ek hê die kinders moet my mooi luister. Dis 'n liedjie wat julle gaan onthou en julle moet hom in die kar sing. Ek gaan hom na die tyd vir julle ouers stuur. En dan moet julle hom in die kar as julle skool toe ry, moet julle hom daar ook gaan sing. Want dis 'n pragtige liedjie. Nou Dominee John het nie 'n mooi stem nie, maar Tannie Alida is nie vanoggend hier nie. So nou moet almal my verskoon dat ek gaan nou vir julle wys hoe hy gaan. Hy gaan so: Jesus het my lief, Jesus het my lief, Jesus het my baie lief en ek vir hom. Wie wil julle probeer? Kom ons hoor gou. Kom so. Jesus het my lief, Jesus het my lief, Jesus het my baie lief en ek vir hom. Baie dankie oom Jan, gaan vir my terug na vers 1 toe. Kom ons sing gemeente hierdie liefdeslied saam. Kom ons sing hom met oorgawe. Baie dankie, kan die sitplekke inneem. Julle het dit pragtig gesing, hoor. Geliefdes, terwyl ons dan so sit, wil ons dan ook saam bid. Kom ons sluit net die oë en dan bid ons saam. Here Jesus, ons is vandag hier by mekaar om u woord te hoor. Ons weet, Here, dat ons nie altyd weet hoe om te lewe nie. En ons sukkel soms om die Bybel te verstaan. Daarom kom ons kerk toe, Here, om by u te kom hoor wat u van ons sal wil hê, hoe ons moet leef en wat die Bybel regtig beteken. U gee vir ons lewe, Here, betekenis. U maak my lewe sin. Here, u bring vir my alles wat ek nodig het om in hierdie lewe 'n goeie lewe te leef. Maar meer as al hierdie dinge, kom beloof u vir my die ewige lewe. Ek wil graag, Here,
'n goeie kind van die Here wees. Ek wil graag 'n kind wees wat by die huis van die Here ook 'n goeie en getroue dienaar is. Daarom Here, daarom vra ek dat U Here tot ons vanoggend sal spreek. Praat met ons Here, sodat ons ook mag leer, dat ons ook Here mag beleef wat U van ons vra. Here, ek bid dit so in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons redder. Amen. Nou baie welkom vanoggend, maats, dit is vir my weer so lekker om vanoggend saam met julle hier te wees en ek dink julle gaan vanoggend regtig hierdie diens geniet. Nou vanoggend lees ons saam uit Johannes 3. Johannes 3 vanaf vers 13 tot en met vers 17. Nou daar's een versie in hierdie teks wat die meeste mense baie goed ken. Maar ons lees hierdie hele gedeelte saam. Die gedeelte, geliefdes, klink soos volg. Dit sê: Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die Seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Tot sover ons skriflesing dan vanoggend. In die begin was die woord en die woord was by God. En die woord was self God. Die woord het mens geword en by ons kom leef. Nou wil ek hoor, is daar nog enige van die kinders wat hier voor by my wil kom sit? Want as jy nie hier voor wil kom sit nie, dan moet ons vir jou of 'n suigstokkie bring, maar jy moet een kom haal. Of wie gaan 'n suigstokkie kom haal? Wie wil 'n suigstokkie hê? Gaan ek julle oortuig? Gaan ek julle nie eers oortuig met 'n suigstokkie nie? Kom nou, waar's Nienke, waar's jy? Is dit jy wat daar sit? Kom kry 'n suigstokkie. Is daar nog enige ander kinders wat hier voor wil kom sit? Niemand nie. OK. Wel, die van julle wat nou hier voor sit, julle is baie lucky. Julle kry elkeen 'n lekker suigstokkie, maar julle mag nou nie vir julle ouers sê nie. Kom ons fluister dit. Julle kry 'n suigstokkie. Hierso is vir julle lekker suigstokkies. Vat vir julle, kom hierso. Julle mag, terwyl ek nou preek, suiker eet. Hoe wonderlik is dit, nee? En julle mag soet, en OK, Tannie Melanie moet my help om dit oop te maak. Ekskuus? Daar is, maar dit gaan, ons gee maar nou net vir die wat hier voor is. Daar is hy. Hulle kan na die tyd ook kom haal. Hier is die lekkerste suigstokkies. Vat vir julle en eet dit. Julle kan dit sommer nou eet. Is nou nog. Alright. OK, terwyl julle hierdie lekker suigstokkies eet, dit gaan daarom goed. Wil jy nog hê? Yes, hier baie kinders wat suigstokkies, dit is lekker. Hier is daarom oor genoeg kinders vanoggend hier. Lekker. OK. Het julle hom al daarom oopgekry? OK, daar is daarom 'n paar wat hom al oopgekry het. OK, as jy hom nou nog nie oopgekry het nie, want ek wil nou hê julle moet vir my luister, ek het die strategie was dat ten minste een of twee van julle hom oop kon kry voordat die preek begin. OK, daar's daarom 'n paar van julle. Die van julle wat hom nou oopgekry het, julle is my maatjies, die res van julle wat hom nog nie oopgemaak het nie, moet nou ewe skielik gaan dit vinnig om hy suigstokkie oop te maak. OK.
Alright, as jy hom nog nie oopgemaak het nie, dan wil ek hê julle moet vir my luister. Okay, sit nou julle, die van julle wat net, julle kan nou lekker suigstokkie eet. Nou wil ek julle vra, wie van julle kan vir my sê wat die kruisiging beteken? Wie kan vir my sê? Ja? Dit is toe Jesus aan die kruis gesterf het. Nou ek wil vra, wie kan vir my sê, wat beteken, hoekom het Jesus aan die kruis gesterf? Hoekom? Ja? Om ons sonde te vergewe. Is dit nie 'n mooi antwoord nie? Dis 'n groot antwoord, nee. Jesus het aan die kruis gesterf om ons sonde te vergewe. Nou ek wil vanoggend vir julle sê dat dit kan soms moeilik wees om dit te verstaan. En ons is nou net verby Paasfees. Ons het gehoor van Jesus se kruis en al hierdie dinge en dis alles mooi en dis goed. Maar baie keer dan dink ons by onsself, hoekom is dit belangrik om te weet dat Jesus vir ons gesterf het aan 'n kruis vir ons sonde? Hoe help dit ons? Wat beteken dit vir my en vir jou? Wat beteken my sonde dan nou eintlik? So, ek dink vanoggend gaan ek vir julle iets wys, wat julle vir die res van julle lewe gaan onthou, en die groot mense, julle gaan dit ook onthou, met een ding in julle huis, een klein item in julle huis, wat julle, elke keer as julle kombuis toe gaan, en vir mamma 'n koppie tee gaan maak, dan gaan julle onthou, wat die kruis beteken. So ek gaan vanoggend vir julle leer, wat die kruis van Jesus beteken, deur iets so eenvoudig en so klein, soos 'n teesakkie. Ek het sopas besef ek het die skerf vergeet. Ja, dankie my skattebel. En so, hierdie teesakkie kan vir ons baie leer. Hier is 'n skerm, laat my vrou nou gehardloop om een te gaan kry. Sy gaan so kwaad wees vir my. Ek gaan vir Michelle die skuld gee, as sy terugkom. Ek gaan sê, hulle het vooruit uitgehardloop en een gaan haal. Nou hierdie teesakkie, geliefdes, hierdie teesakkie kan ons leer wat Jesus se kruis vir ons beteken. Nou, die rede hoekom ek dit sê, is want hier is 'n klomp goedjies hier binne. Sien julle dit? Hier is 'n klomp goedjies hier binne. Nou, wie van julle weet wat is sonde? Ons het al baie keer in hierdie dienste, in hierdie kinderdienste gepraat oor sonde. Wie kan vir my sê wat is sonde? Wat is sonde? Ons vra slegte goed, nee. Slegte goed wat jy sê, slegte goed wat jy doen, al daai goed, nee. Dis sonde. Nou, in die Bybel hoor ons die volgende, Jesus sê vir ons die volgende, in Markus 7 vers 20. Hy sê, wat van binne af uit 'n mens uitkom, dit maak 'n mens onrein. Die probleem baie keer is dat ons dink dat die dinge wat buite is in my lyf ingaan, dit is sonde. Nee? Jy is so kosbaar. Dankie my skat. Hierdie gaan werk. Dankie. Ons gaan dit gebruik. Dankie my. Ons dink baie keer dat sonde is goed wat van buite af binne in ons liggaam inkom. So ons dink dat wanneer iemand te veel alkohol, drank drink, nee, dan is dit sonde. En ja, dit is in 'n sekere sin. Maar jy weet, op sigself, selfs Dominee Jean vat so nou en dan drink ek 'n bietjie wyn, of as ek Kaap toe gaan, dan vat ek 'n glasie wyn. Dis heerlik. Maar dit is nie die wyn wat in my liggaam inkom wat dit sonde maak nie, maar my besluit om te veel daarvan te drink. Maak dit vir julle sin as ek dit sê? So, dit wat van binne af kom, sê Jesus, dit is waar sonde vandaan kom. Dit is 'n probleem. Dis 'n probleem. Hoekom?
Want die Here het ons almal so lief. Jy geweet die Here het jou lief. Jy geweet die Here het jou lief. Hy het jou so baie lief. Regtig. Hy wil graag hê jy moet by hom gaan bly. Hy wil graag hê jy moet hemel toe gaan en vir ewig en altyd by hom bly. Maar die hemel is nie 'n plek waar sonde kan wees nie. Dis die skoonste, heiligste plek wat daar is. Dis so heilig, nee, dat geen kieme kan daarin leef nie. Kom ek verduidelik dit so. As jy nou Parys water drink, nee, wat gaan met jou gebeur? Sê vir my, jy gaan siek raak. Jy gaan lank op die toilet sit, nee. Maar as jy nou Parys water vat, en hierso, die van julle wat nie geweet het nie, dit is regtig so. As jy nou Parys water vat, en jy sit dit in die ketel en jy kook dit, mag dalk nie lekker proe nie, maar hy gaan jy moet hom daarom seker 'n paar keer kook, nee. As jy die water kook in die ketel, dan maak hy meeste van die kieme dood. So, nou kom ek hoop nou nie die krag gaan trip nie. Kom ons kyk. Dankie tog. So terwyl hy nou kook, so ons het nou 'n ketel hierso wat in die water kook, wil ek vir julle sê, die hemel is so 'n plek. Die hemel is 'n plek waar geen sonde in kan kom nie. Die moeilikheid is dat net soos hierdie teesakkie, sien julle dat die tee is binne in die sakkie, sien julle dit? Sien julle dit? Ek kan nou nie die teesakkie, die goeders uit die teesakkie uithaal, net soos wat ek wil nie, dis hier binne-in. So as hierdie teesakkie nou in die skoon water ingaan, wat dink julle gaan gebeur? Wie kan vir my sê? Ja, dit gaan vuil raak, dit gaan tee ingaan, nee. Nou ek dink dis presies wat ek vanoggend vir julle wil sê. Die sonde van 'n mens is binne in jou. En so, as jy hemel toe wil gaan, hoe kan jy met sonde hemel toe gaan? Dis die vraag. Dis die vraag wat ek julle vanoggend wil vra. Hierdie ketel kook baie langer as wat ek gedink het hy gaan. Nou, terwyl ons dan nou weet dat ons is sondig, en sê nou maar, jy gaan hemel toe. En ons gooi, ek gaan nou maar stop, en sê, oepsie, wat het nou geval? Ja, okay. Dis reg, dankie. So is die hemel. Skoon en dit is die mooiste en skoonste plek wat bestaan. Nou sê ek met al my sonde gaan dan hemel toe. Wat gaan gebeur? Wat gaan gebeur? Kom ons gooi nog een keer. Sê nog een van julle gaan hemel toe met al jou sonde en nog een. En wat dink jy gaan gebeur? Ja? Die hemel word dan 'n plek van sonde. Nee, maak dit sin? So, wanneer ek met my sonde na die hemel toe gaan, na hierdie skoon plek toe gaan en dit kom alles uit my uit, dan word die hemel wat hierdie heilige plek is, vol sonde. Maak dit sin? En so, dit kan mos nie wees nie. Dit kan nie wees dat die hemel ewe skielik so raak nie. So, wat het ons dan nou nodig? Wat het ons nodig? Ja? Vir Jesus om my te vergewe. Vir Jesus om my te vergewe. Die moeilikheid is, dat baie keer wanneer ons sonde doen, dan weet ons dat ons kan nie eintlik in die hemel ingaan nie. Kyk hoe lyk hy nou, sien julle hoe lyk hy nou? Ons weet, ons kan nie eintlik sonde doen nie, maar ons probeer wegkom daarmee. Ons probeer wegkom daarmee, want sonde is lekker soet. En dit is lekker om dit te doen.
Soms selfs om te jok en om te steel kan lekker wees. Maar net as niemand uitvind nie. Nou baie van julle het nou 'n segstokkie vanoggend gekry, nê? Dis lekker, nê? Lekker om te eet. Maar staan gou van julle, staan vir my op. Staan gou vir my op. Staan vir my op en kom kyk na die gemeente toe. Kyk na die gemeente toe. Ja, net julle drie is reg. Kom. Luke, wil jy ook hierso kom? Nee, Ryan kom. Kom staan hierso. Jy's reg, asseblief. Kom staan jy dalk hier bo. Kom staan hier bo. OK. Kyk vir al die mense, né? En dan steek julle, dis die enigste keer wat julle dit mag regkry. Steek julle tonge uit. Oh. Sien, julle met julle tonge aanhou uitsteek. Kom, ek wil dit sien. Sien, ons dink ons kan wegkom met sonde, want sonde is lekker, maar dit plak aan jou. En sonde kom altyd uit. Dit is soos wanneer jy 'n sweet eet, en jy dalk nie dit mag geëet en jy eet die suigstokkie skelm. En dan wanneer mamma vir jou vra, waar is daai suigstokkie, en jy steek jou mond uit, dan sê sy, ek weet waar dit gegaan. Sonde is dieselfde. Dit plak aan 'n mens. Mens kan nie eintlik sonde wegsteek nie. Of jy nou wil of nie. Dankie, julle kan maar gaan sit. So wat moet ons doen? Wat moet ons doen? Ons kan niks doen nie. Sonde plak aan my. Sonde plak aan my vas. So wat ek doen, gaan nie werk nie. So daarom het ons die kruis van Jesus nodig. Sien, die kruis van Jesus is baie belangrik. Jesus kom aarde toe. Hy is God, kom aarde toe na die mens toe, en kom leer ons hoe om te leef. Baie plekke in die Bybel wys Jesus vir ons, wat is die regte manier om te leef. Nou die van julle wat al so 'n teesakkie gesien het, sal sien, daar's so 'n toutjie rondom hom. Het julle dit al gesien? So Jesus in die Bybel, as hy in die Bybel is, kom en maak vir ons God se wil oop. Hy kom verduidelik vir ons wat is God se wil. So hy maak ons los. Dis wat ons teks vanoggend gesê het. Niemand was al ooit in die hemel nie, behalwe Jesus. Daarom weet Jesus hoe ons moet leef. Niemand anders doen nie. So hy maak vir ons die lewe oop. En dan weet ons, 'n week voor Jesus se dood, kom Jesus in Jerusalem in. Jesus ry op 'n donkie. Kan julle onthou hy het op 'n donkie gery? Hy ry op 'n donkie in, en die mense sing, en hulle is bly dat hy is daar. Maar toe hy alles begin oopmaak en losmaak vir die mense, toe hou hulle nie meer baie van hom nie. En hulle wil hom uit hulle lewe uitsny. So Vrydag kom daar mense en Judas, wie van julle kan vir Judas onthou? Judas Iskariot verraai vir Jesus met 'n soen. Hy soen vir Jesus op die voorkop en hy sê vir die soldate, die een wat ek soen, hy moet julle arresteer en doodmaak. Hy soen vir Jesus en maak nie saak wat nie, selfs Petrus probeer om dit te keer. Petrus gaan met 'n swaard en sny een van die soldate se ore af, maar Jesus stel die oor op en met 'n wonderwerk sit hy die oor terug. En Jesus sê hierdie dinge moet gebeur. Jesus stap die pad na die kruis toe. Eerste gaan hy voor al die Jode. Die Jode het ook wette. En hulle sê, Jesus het gelaster. En hulle wil hê, Jesus moet skuldig bevind word daaraan. Toe hulle hom nie skuldig kon bevind nie, vat hulle hom na Pontius Pilatus toe.
Pontius Pilatus was soos, kom ons sê nou maar, soos die president van daai plek. En daar is Jesus, en hy is onskuldig. Wat dit ons leer is dat Jesus se teesakkie het nie daai goed daar binne in nie. Is niks daar binne nie. Jesus se teesakkie het nie hierdie goed in nie. Maar hy sê, as ek nou hierdie pad stap, en ek besluit, ek gaan almal van julle se teesakkies se binnegoed, al die blaartjies binne, gaan ek vat, vir my. Ek gaan dit vat. Dan weet Jesus, sal die hemel nie so kan word nie. Dan sal die hemel nie so kan lyk nie. So, daardie Vrydag, vat hulle Jesus en hulle slaan hom met swepe. En hulle gesel hom. En die van julle wat nie weet wat 'n gesel is nie. 'n Gesel is so 'n lang sweep met klomp verskillende punte aan die einde, met klomp ysterstukkies op die punt, skerp gemaakte stukkies, waar hulle Jesus slaan, dat dit in sy vleis ingaan, in sy vel ingaan en hom stik en skeer. En dan stap Jesus en hulle slaan hom en hulle spoeg op hom. Hoe sleg is dit? En dan stap hy die kruispad en hulle druk 'n doringkroon op sy kop vas. En nie een keer sê Jesus nee nie. Nie een keer sê Jesus nee, hy wil dit nie hê nie. Hy vat dit. Hy vat dit want hy weet, hy wil ons sonde neem. En so begin Jesus met die kruis op sy rug daar op Golgotha opstap en hulle spyker hom vas aan daardie kruis. En daar hang hy. En net voor sy dood roep hy die woorde uit. In die Grieks sê ons tetelestai. Dit is volbring. Jesus vat al ons sondes. En hy sit dit op die kruis neer. Hy sit dit op daardie kruis neer. En weet jy wat doen hy? Jesus gaan. Hy vat jou teesakkie met al jou sonde. Hy sny dit oop, kom leef binne in jou hart en vat al jou sonde weg. Sodat jy skoon mag wees. Daarom sê Jesus in Johannes 3, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wie in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Jy mag die ewige lewe hê. 3 dae na Jesus se dood, staan hy op uit die dood. En hy gee vir ons die Heilige Gees. Hierdie Heilige Gees is so belangrik. Want hierdie Heilige Gees is 'n teken daarvan dat ons nie meer daardie sonde het nie, maar dat ons nou gered is. Die Bybel verduidelik dit as 'n vuur wat binne in jou woon. Wie van julle het al baie koud gekry in die winter? Wie van julle het al baie koud? Jy al baie koud gekry in die winter. Nou sê vir my, het julle al ooit 'n braaivleisvuur gemaak in die winter? Is dit nie lekker nie? Dit is lekker, as jy so by 'n vuur sit, veral as jy dalk gaan kamp en is koud buite en jy sit by 'n vuur. Dis wat die Gees van God in jou lewe doen. Hy maak jou lewe warm. En Jesus kom brand 'n vuur in ons.
En daardie vuur wat in ons brand, gee vir ons die wonderlike geleentheid om hemel toe te kan gaan. Jy mag hemel toe gaan, want Jesus het jou sonde gevat. Jy mag, as die Here se lig in jou brand, as die Here se lig in jou brand, dan mag jy hemel toe gaan. Die Here het jou lief. Die Here het jou baie lief. En soos hierdie teesakkie, kom vat hy al jou sonde uit jou uit. En as hy lig in jou is, mag jy by hom gaan leef. Nie oor wat jy doen nie, maar oor wat hy gedoen het. So volgende keer, almal van julle wat volgende hier is, as julle 'n teesakkie volgende keer vat en julle sit dit in julle koppie. Wees herinner daaraan. Dat die Here het jou so lief gehad. Hy het jou so lief gehad. Hy het jou so lief gehad dat hy jou nie gewil los waar jy is nie. Hy wil nie jy moet bly waar jy is nie. Maar hy het jou so lief dat hy sy lewe opgee aan 'n kruis met bitter swaar lyding, sodat daar in jou 'n lig mag skyn en sodat jy mag hemel toe gaan en vir ewig by hom leef. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader en Heilige God, Here Jesus Christus en alomteenwoordige Heilige Gees. Here, dankie dat U ons verlos het. Dankie Here dat U ons kom vergewe het van ons sondes. Here, ons kan nie onsself help nie. Die sondes in ons lewe, Here, plak aan ons vas. Maar Here, omdat U gekom het, aan die kruis gesterf het vir ons sondes, ja Here, daarom weet ons is nie meer sondaars nie. Ons is nuwe mense. Omdat U ons liefgehad het, hoef ons nie verlore te gaan nie, maar kan ons ook die ewige lewe hê. Daarvoor Here, daarvoor sê ons dankie. Ons aanbid U. Ons het U ook baie lief, want U het ons eerste lief gehad. Here, vergewe ons sondes. Help ons as ons swaar kry. En Here, gee vir ons die vreugde, die blydskap, die vrede wat hoort by kinders van God. Here, as ons in die wêreld uitgaan, help ons om te verander te wys, verander te verduidelik wat U vir ons gedoen het, sodat ons ook so, Here, die hemel vol mag maak. Ek bid dit so in die heilige naam alleen. Amen. Geliefde broers en susters, kom ons sluit dan nou af vanoggend en ons sing saam uit lied 329. Lied 329. Ons sing hom 2 keer, want so lief het God die wêreld gehad. Kom ons sing hierdie pragtige lied saam.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Liewe maats, as daar van julle is in die kerk wat nie 'n suigstokkie gekry het nie, moet nie worry nie, daar is nog hier by my, kom kry vir jou na die diens ook vir jou 'n suigstokkie. Geliefdes, net so 'n paar afkondigings voor ons uit mekaar uitgaan. Die mense vandag verjaar, Leonie Cronje verjaar vandag, Chris Donation verjaar ook en dan ook Johan Kreer. Baie geluk met julle verjaarsdag vandag. Mag die Here julle ryklik seën. Die 13de April is Marco Kok, baie geluk met jou verjaarsdag en Willie Rood. En Willie Rood is 82 jaar oud, is dit nie wonderlik nie? En dan ook Benny van der Merwe verjaar ook die 13de en dan Hannes van der Merwe. Hannes is 90 jaar oud. Dit is 'n mylpaal. Dan op die 14de is dit Louise Kellerman, baie geluk ook Louise met jou verjaarsdag. En dan oom Henny Venter. Oom Henny Venter is 88. Dit is nie tannie Hannetjie se Henny nie. Ek dink nie hy is 88 nie. Baie geluk oom Henny ook met jou verjaarsdag. Die 15de is Nerien van der Westhuizen vir die verjaarsdag. Baie geluk Nerien met jou verjaarsdag. En die 17de is tannie Emma Boyens daar by Najaarsrus. Sy word ook 80 hierdie jaar. Baie geluk tannie Emma. Letty Kok, tannie Letty Kok, sy word ook 89. Baie geluk ook met tannie se verjaarsdag. Is sy nou tuis, is sy in versorging by die, sê vir haar van ons af, uit ons hart uit, ons sê vir haar baie geluk. Dis ook 'n groot mylpaal, 89. Ons weet, as sy by 90 kom, is dit 'n groot seën. Dan, geliefdes, is dit ook Monica Sieker se verjaarsdag hierdie week. Baie geluk Monica, ook met jou verjaarsdag. En dan die 18de April is dit Annelie Harmse en Renée Smit se verjaarsdag. Baie geluk met julle verjaarsdag. As ons ooit jou verjaarsdag dalk sou mis, en ons noem dit nie op 'n Sondag hier nie, dan vra ons om verskoning, dit is nie aspres nie. Ons wil graag, dis dalk net ons lys wat iets 'n fout op het, kom na ons toe, laat weet ons as jy dit nie gedoen word nie, ons maak dit dadelik reg. Maar baie geluk met almal se verjaarsdag, wat hierdie week verjaar. Geliefdes, dit is dan ook so, nie vandag opstandingssondag nie, ek dink daar is net 'n fout verskoon, dit was laasweek Sondag. Die 14de April het ons Bybelstudie om 9 uur, en dan die 15de April het ons ook NASV vergadering om 1500 uur in die saal. In die saal. Dan het ons nou 'n wonderlike geleentheid, geliefdes, wat ek graag vanoggend met u wil deel. Hierdie geleentheid, dink ek, gaan vir ons gemeente baie beteken. By die Afridome vier Parys sy 150ste bestaansjaar hierdie jaar. En dit beteken dat hulle 'n groot musiekfees wat hulle daar gaan aanbied met 24 kunstenaars, lyk dit my. 24 kunstenaars. En dit dink ek gaan 'n fees wees wat baie mense trek daar by die Afridome oor 3 dae lank. Nou ons gemeente het die wonderlike voorreg om pannekoek daar te kan verkoop. Nou dit gaan lekker wees. Dit gaan 'n wonderlike geleentheid wees. So van die 29ste tot die 31ste Mei is daar 'n geleentheid vir ons om pannekoek te verkoop. Nou u sal sien in die saal is daar lyste. As jy jouself vir 2 ure, net 2 ure, is al wat ons van u vra, vir 2 ure beskikbaar stel, gaan skryf jou naam daarop asseblief. En skryf jou naam iewers op 'n tydsgleef in en kom help ons oor hierdie 3 dae, dat ons so ook hierdie wonderlike geleentheid met albei hande kan aangryp. Jy sal sien, dit is tog baie naby in ons bazaar. En ek wil nie hê ons moet moeg wees met die bazaar nie. So moet nou nie jouself inskryf vir 10 ure nie. Skryf 2 ure in. En ons kry die wat dalk nooit 'n geleentheid net nie, wat graag wil help, ook hierdie keer 'n geleentheid om hulle naam op te skryf.
Wys bietjie jou bereidwilligheid hierdie week en kom skryf in, kom help ons pannekoek bak. Dan geliefdes, verkoop ons ook in die saal vandag koekies teen R25, pastye teen R20 en dan 'n lekker geleentheid, Tannie Emma het weer vir ons cupcakes gemaak teen R10 elk en dan ook is daar kolwyntjies lyk in my ook teen R10 elk. So asseblief, kom maak 'n draai in die saal, gaan koop vir julle, dit kan net lekker wees. Ons Vrydag kafee hierdie maand is dit Jerusalem se beurt en dit is nou my week. Ek en Gert het 'n bietjie daar gepraat en ons het nou vasbesluit. Ons gaan, iemand het laasweek ook gegrap daaroor, maar ons gaan hierdie keer samosas maak. Die van julle wat hou van samosas, ek en my week, ons gaan samosas maak. En dan geliefdes, vra ons ook dan vir die 26ste Junie, dit is oor so in die einde van Junie maand, is dit Wyk Horeb, wat vir ons carry en reis gaan maak. So, neem maar net kennis van hierdie datums. Dit dink ek is al van my af vanoggend, geliefdes. Mag u 'n wonderlike dag verder hê. Wyk Naaste skink vir ons tee en koffie. Ons vra asseblief vir al die kinders vir ons en kategete om vir ons asseblief na die erediens hier agter te bly. U sal sien as u uitgaan, is daar vir u 'n klein herinnering van vanoggend se diens. Vat vir u enetjie. Ek sien daar Gerard Meyer staan daar. Kry vir u enetjie as u uitstap. Mag jy 'n geseënde dag verder hê. Totsiens vir almal. Mag die Here by julle wees.